Ek gaan begin met my boodskap, getiteld In sy teenwoordigheid. Vanuit dit wat ons nou gedeel het met kinders en die liefde van 'n vader of 'n moeder vir 'n kind, wil ek ook graag met ons nou praat oor ons verhouding met ons hemelse Vader. Kom ons bid saam. Vader, ek bid dat U in hierdie oomblik met ons sal kom praat, Vader, uit U woord uit, dat ons U stem ook sal hoor. U is ons Vader, en ons wil naby aan U wees, in U arms, in U teenwoordigheid. Leer ons wat dit beteken, in Jesus naam. Amen. Ek gaan met ons deel, soos wat ek gesê het, hierdie jaar is ons tema in sy teenwoordigheid. Dis iets wat die Here vir ons baie duidelik gewys het. Eintlik kom dit al 'n jaar en 'n half, wat die Here met ons praat as gemeenteleierskap in ons profetiese bediening oor sy teenwoordigheid, en dat die Here vir ons vra om sy teenwoordigheid na te jaag, op te soek en by hom in te tap. Ek wil begin by 'n vraag, en dit is: wat beteken God se teenwoordigheid vir jou? Dink vir 'n oomblik hieroor na. Wat beteken God se teenwoordigheid? Ek het nou gepraat in fisiese terme van die verhouding met 'n pa of 'n ma, 'n moeder en 'n kind. En wat dit beteken om naby aan jou pa te wees, naby aan jou ma te wees. Maar wat beteken dit vir jou as ek sê om in God se teenwoordigheid te wees? Hoe lyk dit? Is dit vir jou te abstrak? Hierdie abstrakte prentjie wat daar ver is, verwyderd van jou? Is dit dalk iets wat jy slegs koppel aan 'n Sondag hoendervleis ervaring? Dis nou God se teenwoordigheid, of is dit iets wat vir jou 'n daaglikse werklikheid is in jou lewe? Iets wat jy daagliks saam met jou vat. Hy wat by jou is, hy wat saam met jou stap, hy wat saam met jou wandel, hy wat deel is van jou besluitneming, wat jy ook al doen. Teenwoordigheid praat vir my van nabyheid, selfs aanraking. Ek kan nie in iemand se teenwoordigheid wees in 'n intieme verhouding, maar ek raak nie aan daai persoon nie. Nou in die somer, weet nie van julle getroude pare nie, sal Magda my partykeer sê, "Jesus, dis nou te warm." Maar ek is iemand, ek wil aan jou raak. Weet of julle al agtergekom het nie. Ek is 'n touchy-feely persoon. Ek wil aan jou raak. Ek voel God is ook so. Hy wil nie net naby aan ons wees nie, hy wil aan ons raak. Hy wil sy teenwoordigheid moet tasbaar, moet 'n ervaring wees wat jy beleef. Dit praat vir my van intieme verhouding. Teenwoordigheid praat vir my van intimiteit. Dit praat vir my van daar's 'n intieme vlak van kommunikasie wat kom in verhouding. 'n Intieme kommunikasie wat jy en die Here het. Hoe praat jy met hom? Fluister hy in jou oor? Fluister jy in sy oor? Is jy besig om intiem jou hart oop te breek voor hom en ook te luister wat sy hart is vir jou? So hierdie intimiteit, hierdie nabyheid, hierdie aanraking wat ons het. Nou daar's 'n paar goed, en ek wil so 4 goed uitlig wat ons vind in God se teenwoordigheid. In sy teenwoordigheid vind ons, en die eerste een wat ek kan sê is veiligheid, sekuriteit. Ons vind veiligheid en sekuriteit in God se teenwoordigheid. Nou die skrif, en dit relate tot hierdie voorbeeld, die illustrasie wat ek gedoen het met die kinders, en dit is Psalm 103 vers 13 wat sê, soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. So ontferming, daai kind sit in my arms, ek hou haar vas, dit is die veiligste plek na haar ma wat sy het op hierdie aarde. Sy voel secure. Daar's sekuriteit, veiligheid. Let wel, in God se teenwoordigheid
vind ons sekuriteit. Ons sekuriteit lê nie werklik in ons bates, in ons bankbalans, in ons eiendomme. Dit lê nie in daai wêreld so goed nie. Ons werklike sekuriteit lê net in een plek en dit is in die Here, ons Skepper. Hy is ons bron van sekuriteit, ons bron van veiligheid. OK? Nou, die tweede ding wat ons vind in God se teenwoordigheid is rus, vrede, lyding. Rus, vrede en lyding. Nou hoor hierdie skrif, en dit is 'n pragtige skrif, Exodus 33 vers 14, maar ek gee hom vir jou in die New King James Version. Hy sê, my presence will go with you, and I will give you rest. Nie van jou nie, maar ek wil hê God se teenwoordigheid moet saam met my gaan. 'n Ander vertaling in New Living Translation staan daar, I will personally go with you, Moses, and I will give you rest. Everything will be fine for you. Daai versekering dat die Here sê, moenie bekommer nie, ek sal saam met jou gaan. Ek sal saam met jou gaan, ek sal by jou wees wanneer jy daai moeilike tyd gaan, wanneer jy daai moeilike gesprek by die werk moet hê, wanneer jy daai ding moet aanvat wat jy nie wil aanvat nie. Ek sal saam met jou gaan. My seun wat hierdie jaar in hoërskool begin, die Here sê ek sal saam met jou gaan in die hoërskool. Daai transaksie, daai besigheidstransaksie wat jy weet op soveel faktore afhang of daai ding beklink gaan word. Die Here sê my krag, my teenwoordigheid, my leiding is saam met jou in daai oomblik. Ek sal vir jou rus gee. Jy sal gelei word deur my vrede. Net wel, dis die Here se rus. Dis hy wat vrede gee. Nie omstandighede nie. Omstandighede is wispelturig. Dis die een oomblik so, dis die volgende oomblik so. Situasies kan verander. Die omgewing, die atmosfeer om jou, die situasie in ons land kan verander. Maar God verander nooit nie. Daar's altyd vrede in die Here. 'n Derde ding wat ons vind in sy teenwoordigheid is vreugde en vervulling. Ja, vreugde en vervulling. Hoor wat sê Psalm 16 vers 11 in die die Nuwe Lewende Vertaling. U wys my die lewenspad. In u teenwoordigheid is vreugde en aan u regterhand is daar blydskap vir altyd. U wys my daai lewenspad. In u teenwoordigheid is daar vreugde en blydskap. Man, ek soek dit. Baie keer kom daar 'n mismoedigheid oor ons. Baie keer kom die lewe en hy druk ons plat en die druk van die lewe is net te veel. Maar die Here sê, soek jy my teenwoordigheid op, gaan jy blydskap en vreugde vind in my. Die blydskap van die Here, sê 'n ander skrif, is jou beskutting. Dis jou beskutting. Vind jou blydskap, jou vreugde in die Here. Nie iets anders nie. Net wel, vreugde kom uit sy teenwoordigheid. Dit kom nie uit aardse suksesse, wêreldse plesier nie. Wêreldse plesier kom en gaan. Ek was so, ek ry Oujaarsdag, Duarte, ek het iets gehoor van julle was ook by die geleentheid. Jou pa het iets gesê, daar by die rugbyklub was daar 'n vreeslike ding opgeslaan met 'n Oujaarsviering wat daar gebeur het. Maar dit was die mense die plek vertrap. Ons kom daar verby gery, maar dit is seker so 11:00 se kant, of ek kan nie onthou hoe laat presies nie. En ek sien hierdie klomp mense, maar wat ek ook gesien het is die donderwolke. En ek begin te dink, hierdie klomp mense gaan baie vinnig moet spartel, want daai reën gaan vir hulle inhaal. En dit was ook nie so 10 minute wat ons by die huis was, toe kom daai reën. Hy slaat neer. Toe dink ek, wat gebeur daar by daai rugbyveld nou? En toe ek die volgende oggend afkom, toe sien ek hoe die voertuie wat die goed uitgehaal het, was sulke modderstrepe, soos wat hulle probeer uitry het daarso. So ek kan nie dink die modder wat daai ouens in hulle karre ingetrap het en hoe hulle dit geniet het. So wêreldse plesier is tydelik. Jy kan verongeluk word deur 'n reënbui.
Maar God gee werklike vreugde en vervulling. Dit is in hom. Die vierde een, en hier is een wat jy moet hoor, wanneer jy in God se teenwoordigheid is daar 'n heiligheid. Jy staan so bietjie in awe van die Here. Sy geregtigheid, sy goedheid. En toe ek vir Anneliesie ding deurgegee het, ek nie 'n skrif gehad nie, maar hier is 'n skrifgie, 1 Johannes 1 vers 5 sê, God is lig en daar is geen duisternis in hom nie. Wanneer jy in God se teenwoordigheid ingaan, is hy lig. Daai lig is oorweldigend. There's no darkness. Daar's nie sonde nie. Daar's nie ewel nie. Daar's nie tekortkominge nie. Daar's net volheid van lig, geregtigheid, heiligheid. En uiteraard, hoe meer jy tyd in God se teenwoordigheid spandeer, hoe meer word jy in die lig ingetrek. Hoe meer word jy ook heilig. Hoe meer is die swak plekke in jou mondering besig om af te val. Want hoe meer word jy soos hy. So 'n geval, toe Moses tyd met die Here spandeer en hy uitgekom, dan sy gesig geblink. Dan staan toe hy van die berg afgekom het, toe moes hy op 'n stadium iets oor sy gesig sit, want hy het so geblink van die teenwoordigheid van die Here. Eeg, kan jy dit imagine? Jy spandeer soveel tyd met die Here, dat jou gesin vir jou sê, ja, met jou gesig blink. Dis nou nie iets waarmee jy met jou rondloop en sê, my gesig geblink nie. Dis iets wat jy in nederigheid sê, dis nie ek nie, dis net die Here. Veiligheid, sekuriteit, rus, vrede, leiding, vreugde, vervulling, heiligheid, geregtigheid. Alles te vind vanuit 'n verhouding met die Vader. Nou, wil ek die vraag vra. Wat gebeur sonder God se teenwoordigheid? Wat gebeur as God se teenwoordigheid nie daar is nie? Wanneer God se teenwoordigheid nie daar is nie, beleef die mens leegheid. Beleef die mens onsekerheid. Dan is daar verwarring. As geestelike armoede. Dis amper om soos in 'n woestyn in te ry, waar daar absoluut geen lewe, geen reën, geen vogtigheid is nie. En dis wanneer mense nie tyd in God se teenwoordigheid spandeer. Jy kom agter, hierdie persoon verarm geestelik. Hulle weet van die Here. Hulle sal vir jou sê, nee, maar die Here is iewers daar. Maar hulle is nie in verhouding met die Here nie. Ek het 'n koppel wat my laat weet, hulle wil ek moet hulle trou. En ek begin met hulle te praat, maar hulle is nie van Nelspruit nie. Iemand wil ek met hierdie koppel in die Laagveld trou, hulle het 'n trou wat hulle nie kom doen, en die persoon wat hulle sou trou kan nie instaan daarvan. Ek vra vir hulle, hoorie maar vertel my van jou verhouding met die Here. Eers sê die ou, ek het groot geword in die kerk, tradisionele kerk, ek het gekatekiseer, dit. Ek sê maar, okay, great. Ek sê, het jy al ooit Jesus aangeneem as jou verlosser en jou saligmaker? Die man kyk my so, hy sê, sjoe, nou dat jy dit so noem, ek het nog nie gedink, dis iets wat ek moet doen. Ek dink myself, ek sê vir hom, jy wil in 'n verbond toetree, 'n huweliksverbond met jou vrou. Daai huweliksverbond staan 'n verbond tussen julle twee voor God. Dis julle en God. As ek kan jou nie net trou en nie vir jou vra, maar het jy verhouding met die een met wie julle in verbond tree? Jy het verhouding met hom nodig. Ek het gewonder of ek my seun van 8 iewers moes doop, of inseën. Hy so deur mekaar, hierdie man, hy weet nie. Hy weet net godsdienstig gesproke met sy familie op 'n stadium verwag hy by die kind doop. Dit het ook nie gebeur nie. Hy is deur 'n egskeiding intussen tyd. Nou is die vrou swanger, nou wil hulle trou. Dis mos hoe dit gebeur. So ons wil die Here erken,
wanneer ons nou wil trou, sodat alles reg lyk. Maar die Here is nie hier nie. Ek het nie verhouding met hom. Ek is nie naby aan hom. Ek vertoef nie in sy teenwoordigheid. Hy het my gemaak, hy het my gevorm in my moeder skoot, hy het my aan mekaar geweef. Maar sedertdien is ek weg van hom, is ek verwyder van hom. Daar's iets wat gebeur wanneer jy naby aan jou Skepper kom. Daar's iets wat gebeur wanneer jy naby in sy teenwoordigheid kom. Want he created you. He knew what he was doing, he had a dream for you. Waar vind jy dit? Jy vind dit net in sy teenwoordigheid. Dis waar jy dit vind. But it needs you to pursue. Dis nodig dat jy sy teenwoordigheid najaag, opsoek. Want sonder sy teenwoordigheid is jy leeg. Sonder sy teenwoordigheid is jy onseker. Sonder sy teenwoordigheid is daar verwarring. Daar's geestelike armoede, daar's droogte in jou lewe. Maar in sy teenwoordigheid is daar vervulling. In sy teenwoordigheid is daar rigting, is daar doelgerigtheid. In sy teenwoordigheid is daar visie vir die toekoms. In sy teenwoordigheid is daar sekuriteit, veiligheid. Maar net in sy teenwoordigheid. Nergens anders. Jy sien, en hier's waar ek dan nou my boodskap eintlik wil eindig. En ek wil na jou toe kom en ek wil sê, wat het jy nodig om te doen om nader aan God te kom? Waar staan jy met die Here? Is die Here deur aan die ander kant? Jy's hier in die vertrek, hy's daar. Is hy net hier by die kerk? Maar die res van die week is jy nie regtig in gesprek met hom nie, is jy nie regtig in 'n journey met hom nie. Waar staan jy met die Here? Is hy net in 'n sekere boksie in jou lewe? Ek en my vrou praat, ons is 'n bietjie afgesonder, en ons praat, en iets kom by my op. Ons praat oor hierdie ding van God vertrou, oorgegee te wees aan die Here. En ek onthou 'n ou illustrasie deur Campus Crusade for Christ, waar hulle 2 sirkels getrek het. Hier's 2 sirkels. En in al 2 sirkels is daar 'n stoeltjie in die middel. Daai stoeltjie verteenwoordig die troon van jou lewe. En in die eerste sirkel is die stoeltjie daar, en Jesus is hier in die sirkel. Want hierdie persoon het Jesus aangeneem as verlosser en saligmaker, so Jesus is in hierdie sirkel. Maar ek, die eie ek, sit op die troon. En daar's 'n bietjie chaos in hierdie sirkel. Want ek probeer nog beheer, ek probeer nog dikteer, ek probeer nog my lewe se rigting bepaal, en die tempo, my sukses, en my budget uitwerk, en ek probeer al hierdie goeders doen op my manier. Ek is eintlik, as kind van God, vleesgedrewe. Want die eie ek wil nog beheer uitoefen. Maar in die volgende sirkel is dit die troontjie, die stoeltjie, en Jesus sit op die stoel. En die ek is by die voete van Jesus. Onderworpe aan hom, en skielik sien jy, alles in hierdie sirkel maak sin. Want hierdie persoon het oorgegee aan die lyding van Christus. Het gesê, nie my wil nie, Here, U wil geskied. Nie wat ek hieruit wil kry nie, wat wil U hiermee te doen? Nie waarheen ek op pad is met my gesin en sukses wat ek gaan najaag, en die geld wat ons op sy gaan sit, en die beter werk, en die groter huis, en die kar met die groter silinders, wat ek gaan kry nie. Nee, Here, ek onderwerp aan U. Wat is dit wat U wil hê? Here, hier's my begroting. Hoe wil U hê moet ek my begroting spandeer? Hier's my vakansieplanne. Here, waarheen wil U ons stuur? Wat is skool met my kinders heen gaan, Here? Wat het U in stoor vir my lewe?
Wat is u doel en u plan waarmee u op pad is? Ek het 'n pel gehad wat so ernstig was so die ding, maar hierdie is nou 'n bietjie fanaties. Hy het tot vir die Here gevra, Here, wat se tipe kar en wat se kleur moet die kar wees? Nou hierdie ou Anita Sonja was 'n ou wat verskriklik sterk profeties gestaan het. En regtig 'n pad met die Here gestap het. En eendag toe sê die Here vir hom, ek wil hê jy moet daai shocking geel kar koop. Nee, ekskuus, wat 'n shocking groen kar. Dit was so 'n Nissan Sentra wat so opgebou was, maar hy so shocking groen kleur. Nou as jy vir hierdie ou ken, Wally is sy naam. Wally is glad nie daai tipe ou. Hy sê vir my, hy ry nie in van 'n Hofweg in Pretoria en hy ry verby hierdie kar en hy ervaar die Here sê koop daai kar. En hy's gehoorsaam, hy koop die shocking groen kar. Hy sê, Jacques, die volgende 6 maande het die Here my kom humble. Want ek wil my kop iewers indruk, elke keer as ek by die kerk stop, elke keer as ek iewers is, want ek wil net hê, mense moet sien, ek klim uit hierdie kar uit. Want dis net glad nie ek nie. En die Here het vir hom in daai proses gesê, is jy bereid om te doen blindelings wat ek vir jou sê om te doen? Nou op 'n stadium toe sê die Here vir hom, goed, verkoop hom nou. En toe stop hy by 'n garage en die ou sê, yes, ek soek hierdie kar. Hy sê, vat hom net. Toe verkoop hy die shocking groen kar en die Here sê, okay, jy het jou les geleer. Wally is 'n ou wat werklik die stem van die Here persoon. Hy sê, Here, in alles wat ek doen, wil ek hoor wat u wil hê. En nie wat ek wil hê. Ek sê nie, jy moet nou elke keer die kleur van jou kar vir die Here gaan vra nie. Soms sê die Here, dis okay, kies jy wat jy wil hê. Meeste van die tyd. Maar die vraag is jy bereid om gehoorsaam te wees aan die stem en die leiding van die Here? Hoekom? Because you're with him. Nou wat gebeur? Wat gebeur? Clinton, kom gou hierso. Wanneer jy naby aan iemand is, Clinton is dalk die verkeerde voorbeeld, maar ek gaan jy nou maar gebruik, Clinton. Wanneer jy naby aan iemand kom, as ek hier naby aan Clinton staan, hoor my nou, want nie hoor klink nie, maar weet jy dat elke persoon het 'n reuk? Mense almal reuk verskillend. Nou miskien moet maar die hek langs Clinton kom staan, want hulle gaan mekaar se reuk beter onderskei. Kom staan gou, ja, kom okay, ja. 'n Man en 'n vrou, ek weet nie, daar's wetenskap hier agter, maar 'n man en 'n vrou word aangetrek, nie deur die laventelreuk wat sy in Clicks gekoop het nie, daar's 'n spesifieke reuk wat 'n man en 'n vrou aantrek na mekaar toe. Nou hoor my, as ek in God se teenwoordigheid is, moet ek so naby aan hom wees, ek moet ruik. Hoe ruik die Here? Want ek is gemaklik by daai reuk. Ek sal baie keer vir my vrou sê, en ek daar kom, eers moet jy ruik lekker, dan sy niks aan nie. Sy ruik soos sy ruik. En ek is aangetrokke met hoe sy ruik. Nou klink dit intens. Maar jy gaan nie aangetrokke wees tot iemand as jy nie naby genoeg aan daai persoon kom om dieselfde spasie amper met hom te deel. En te sê, Here, hier is ek in u nabyheid, in u aanraking, en jy hoor die fluistering van die Here in jou oor. Jy hoor hoe hy met jou praat. Jy hoor sy hart klop. Jy hoor hoe hy asemhaal. Jy hoor hierdie goed net wanneer jy naby aan iemand is. Jy hoor dit nie op 'n afstand. Ek kan nie hoor hoe skalk asemhaal. Maar Daleen kan. En dis dieselfde met jou verhouding. Jy kan maar sit met die Here. My vraag aan jou is, waar staan jy aan die Here? Hoe naby is jy? Is die Here daar en jy staan hier? Wat sê jy? Of is die Here net hier? Net hier. Vertoef jy daar? Nou is daar ook 'n ding van, as jy by iemand kom sit, as ek nou by jou sou moes sit en ek sou nie by jou kom sit, op 'n stadium gee jy so 'n bietjie ongemaklik begin voel. Ja, kom sit jy so naby aan my. Jy sien, maar met die Here is dit anders. Want ek staan in intieme verhouding met die Here. Janey is verseker nie ongemaklik by my, inteendeel ek word op 'n stadium ongemaklik, but she just doesn't care.
Sy klim oor my, sy's al om my, sy's hier. Op 'n stadium dan voel ek wil nou van bank verskyn, dan kom sy agter my aan. Dan is sy weer hier op my. Want sy het nie persoonlike inhibisies. Daar's nie persoonlike ruimte daar nie. Dit gaan oor intieme nabyheid. En dit is wat God se teenwoordigheid vir jou moet wees. Inteendeel, you need to crave it. Jy moet so wees, Jesus man, ek wil net in my binnekamer kom en ek en Jesus kan praat. Dat ek sy asemhaling kan. En as jy nie verstaan waarvan ek praat nie, dan jy nog nie 'n persoonlike, intieme verhouding op daai vlak met die Here beleef. Waar jy stil raak en begin praat en skielik voel jy, hy is hier. Sy teenwoordigheid is hier. Dis tasbaar. Dis wat ek vir jou ook wil aanbied. Kom ons sluit die oë. Terwyl die oë gesluit is, ek gaan 'n lied speel. En ek wil net hê jy moet na hierdie lied luister. 'n Lied wat praat oor God se teenwoordigheid. Luister net na hierdie lied. Maak jou oë toe en luister na die woorde van hierdie lied.